Here, ek is vanoggend hier om U te dien. Ek is hier, Here, om U naam groot te maak en U lof te besing. Ek is hier, Here, omdat U 'n verskil in my lewe gemaak het. En daarom begin ons ook vanoggend ons diens in U naam, die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek wil hê dat ons vanoggend stil raak. Daar is 'n gedeelte in Titus 3, wat dit wat ons vandag bely, die Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, op 'n baie mooi manier raak sê. Nou, wat ons vandag vier, wat ons gedenk, die uitstorting van die Heilige Gees is eintlik 'n gedeelte waarvan jy baie mooi lees in Handelinge 2, Handelinge 3 en die res daarvan, want na die uitstorting van die Heilige Gees het die eerste gemeente ontstaan en daarna was dit onkeerbaar. Vandag nog, wat in die Bybel staan, steeds besig om waar te word, uithoeke van die aarde, gemeentes wat ontstaan. Maar in Titus 3 skryf Paulus aan hierdie medewerker van hom. En hy skryf vir hierdie Titus om vir die gemeente te sê dat hierdie wat ons ontvang het, dit wat in my lê, nie gestuit kan word nie. Dit wat ek het, 'n geskenk is van die Here. Dit sal nie sal opraak nie, dit sal nie weggaan nie. En maak nie saak hoe jy daarteen stry nie, dit sal altyd besig wees met jou. Titus 3, en ek wil lees vanaf vers 1, en ek gaan lees tot en met vers 7. Herinner die mense nadruklik daaraan, dat hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp, daarin gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie, en nie rusie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn, hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. En dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort, deur Jesus Christus ons verlosser. En so is ons dan deur sy genade vrygespreek, en het ons erfgename geword van die ewige lewe, wat ons verwag. Ek wil vanoggend net tot hier lees. Voordat ons saam bid, en ek wil vul my al meer, en vorm my tot U eer. As ek vanmôre die woorde bid, Here, dan doen ek dit met 'n dankbaarheid in my hart. Want U het tuis gekom. U, Here, is nie iewers op 'n plek nie. U is nie eenkant nie. U is nie ver nie. U is so naby, Here. U leef in my. En U werk deur my. En ek weet, Here, as gewone mens, luister ek nie altyd na U nie. Daardie stem wat met my praat, daardie gedagtes wat U by my laat opkom van nie so nie, so. Ek luister nie altyd nie, Here, ek hoor nie altyd nie. En soms probeer ek U stem binne in my dood leef. Maar dit is 'n stem wat nooit ophou praat nie. En word ek vanmôre onkant gevang, Here? Word ek eerstens onkant gevang deur U geduld en U liefdevolle genade met my. En U ontferming met my as ek straf verwag. En U versorging en U goedheid. Dankie daarvoor, Here. As mense, Here, raak ons geduld soms met mekaar op.
Ons is nie altyd vriendelik met mekaar nie, ons word baie keer kwaad vir mekaar. Ons bly baie keer weg van mekaar af, ons word soms opgevreet, Here, deur ons skuldgevoelens, of selfs woede. Maar deur u Gees wat met my werk, kom ek agter, u is nie soos ons nie. U goedheid verstom my. U genade vang my altyd omkant. En u liefde, Here, verbaas my. Wat het ek vanmôre wat ek vir u wil sê? Baie dinge op my hart, Here. En ek het ook nie 'n kerk nodig om dit te sê nie. Ek kan dit in die rustigheid ook van my stilte sê, in die diepte van die nag, wanneer ek en u praat, ons alleen. Maar ook hier is dit vir my lekker om saam met ander vir u te aanbid. Saam met ander te beleef, saam met ander te bely. En dankie vir hierdie geleentheid om dit te kan doen. Here, ons bid vir ons mense wat in hierdie naweek ook 'n bietjie by mekaar kom kuier, bietjie tyd saam spandeer, wat op ver paaie gereis het om tot hier te kom en weer ver paaie gaan reis. Here, wees met hulle. Ons bid juis ook vir ons mense wat deur 'n moeilike tyd gaan. Mense, Here, wat voor 'n werklikheid staan van 'n geliefde wat baie siek is, wat kragteloos is. Here, net u kan regtig troos en lei en vrede gee. U is voorwaar vir ons goed. Dankie, Here, vir 'n oomblik saam met my kinders. Dankie, Here, vir 'n oomblik saam met my familie, my geliefdes, my ouers. Dis vir ons kosbaar om te waardeer wat u vir my gegee het. Here, ek weet vandag, u het my werklik lief. Ek ervaar dit nie net nie, ek weet dit, ek beleef dit, ek leef dit uit. En dankie vir die voorreg om in daardie liefde te kan leef. Amen. So 10 dae gelede het ons Hemelvaart gevier op 'n donderdag. En op daardie dag het die werklikheid kom posvat. Die Here was op pad. Die tyd op aarde het op 'n einde gekom. Net voordat die Here op pad is, kry hy vir Olaas sy geliefde groepie bymekaar, die intieme groepie, wat saam met hom gestap het. En is daai oomblik op 'n berg op hoogte eintlik 'n baie intieme oomblik. 'n vir Olaas oomblik. Agter hulle het 3 jaar gelê van saam stap, saam leer, en hulle het baie by die Here geleer. Hulle het by hom geleer hoe om te lewe, hoe om lief te hê, wat om te doen en wat om nie te doen nie. Agter hulle lê dit, voor hulle lê 'n verskriklike onseker pad. Gebeur ons baie keer in ons lewens ook. Jy stap die pad saam met iemand, jy volg iemand, jy gee 'n tree aan agter iemand wat jou lei, en as daardie persoon weggaan of wegval, bevind jy jouself op 'n oomblik wat jy wonder, hoe nou verder? Wat nou? Voor my lê 'n nuwe hoofstuk, 'n toeboek. Ek moet daai boek oopmaak, maar hoe gee ek die eerste tree? En dis wat op daai oomblik gebeur. Agter ons 'n mooi tyd, dankie Here. Maar voor ons, wie weet? En dan kom die Here en net voordat hy opvaar, Handelinge 1, gee vir Olaas 'n paar woorde. Dis nogal die ding van afskeidswoorde. Mens onthou hulle baie keer, is dit nie? Partykeer as jy 'n pad gestap het saam met 'n geliefde, en daardie geliefde gaan weg, of daardie geliefde gaan dood, verdwyn van die woorde wat jy gedeel het, maar afskeidswoorde onthou 'n mens altyd. Wat sê die Here die dag voordat hy opvaar? 2 dinge. Ek sal my gees oor julle stuur,
En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea en Samaria, tot by die uithoeke van die aarde. Daai laaste klein hoekies, julle sal daar my getuies wees. 2 dinge wat hy vir hulle sê. Die eerste een 'n belofte. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wonderlike belofte. En saam met die belofte 'n opdrag. Deur hierdie krag sal julle my getuies wees tot by die uithoeke van die aarde. Wat 'n wonderlike belofte. Julle sal die Heilige Gees ontvang. Hy sal oor julle kom. Weet jy wat noem mense dit? Heilige woorde. 'n asemrowende aankondiging. Eintlik 'n heilige belofte. My Here se woorde. En dan is hy opvaar skaars 10 dae daarna. Gebeur dit. 10 dae na sy hemelvaart word die Here se belofte waar. Kom kry die Here se woorde as dit ware vlerke. Dit gebeur op 'n dag waar daar duisende mense bymekaar was in Jerusalem. Hoekom was Jerusalem vol mense? Want mense het van heide en verre afgekom om Pinkster te kom vier. En nee, Pinkster het op daardie stadium niks te doen gehad met die Heilige Gees. Ons vier vandag Pinkster, want Pinkster is vir ons die uitstorting van die Heilige Gees. Pinkster daardie tyd was 'n gewone oesfees. Op Pinkster het die boere opgedaag met arms vol graan om dit na die tempel toe terug te bring. Want Pinkster het gesê, die grootste deel van my oes, die eerste deel van my oes, bring ek vir God. Weet jy hoe die ouens op Pinkster gelyk? Hulle het dankbare harte gehad, want God het voorsien. My arms is vol graan, en al is my hande vol eelte, want ons het verskriklik hard gewerk, kom ek met 'n groot vol hart Jerusalem toe. Ek bring vir God sy deel. En daarom was daar 'n klomp tipes mense, soorte mense, van verskillende dele in die wêreld rondom Pinkster in Jerusalem. Want soos met Nieu-Seeland, as die appelboorde vol is, kom die ouens van heinde en verre om te kom appels pluk. Van alle nasionaliteite, lande, dieselfde daar. As daar geoes was, het daar ouens van heinde en verre gekom om te help. Nie net Jode nie. En op hierdie besondere dag is Jerusalem vol mense. En nou wil ek ook vir jou sê, oesdag, oestyd, oesfees, was 'n vreeslike gemoedelike fees. Wat doen jy as die werk verby is? Jy kuier saam. Jy vier die oes. Jy word stil, so nou en dan pla die eelt op die hand, want jy het regtig hard gewerk. Maar dit is 'n gemoedelike fees, 'n lekker fees, 'n kuierfees. Want jou hart is vol dankbaarheid. God het weer voorsien. En die eerste deel van my oes, Here, is vir U. Ek bring dit na U tempel toe. Maar die dag sou 'n nuwe oes aanbreek. Nie die oes van graan nie, maar die oes van mense. Die oes van siele. Natuurlik het hierdie ouens wat daar by mekaar kom, dit daardie dag nog nie geweet nie. Hulle kom by mekaar, bring die graan, vorm groepies by mekaar, kuier saam met mekaar, bring die dag deur. Eet iets, vier fees, drink iets. Maar dan kry die Here se woorde vlerke. En as niemand dit verwag nie, vervul hy sy belofte. Die oomblik as die Heilige Gees oor mense kom, klink dit toe na 'n verskriklike deurmekaarspel. As jy Handelinge 2 lees,
sou jy maklik kon vra, maar wat is daar nou aan die gang? Want die eerste ding wat jou in jou spore laat styg, daar steek 'n wind op, 'n rukwind, 'n verskriklike wind, wat mense eintlik kan vang, want dit was nie stormseisoen nie, dit was nie winter nie, dis somer, dis lekker, almal is bymekaar, tente is opgeslaan, en daai wind kom, en ruk alles uitmekaar uit, en saam met die rukwind, vlamme, tongvlamme van bo af, soos vuur, en saam met die rukwind, en die tonge van vuur wat op mense se koppe kom, tale wat hulle begin praat, vreemde tale wat mense nie aan gewoond is nie, vreemde tale wat geen Galileër nog ooit gepraat het nie, nie onverstaanbare tale nie, maar elke ou wat daai dag in Jerusalem was, maak nie saak van waar of jy was nie, het 'n taal, sy taal, uit 'n mond gehoor, wat hierdie taal nog nooit gepraat het nie. Handelinge 2 maak 'n lys van hierdie mense. Mense uit Persië het hulle taal gehoor. Mense uit Medië, die Elamiete, die mense uit Mesopotamië, die mense uit Judea, die mense uit Kappadosië, die mense uit Asië, die mense uit Frigilië, die mense uit Pamfilië, die mense uit Egipte, uit Libië, uit Rome, die mense van Kreta, die Arabiere. Toe hierdie Heilige Gees op mense kom, is dit nie 'n stil gebeurtenis nie. As jy dink toe die belofte gekom het vir 'n intieme groepie, dat die Here sê, ek sal my Gees oor julle uitgiet, dat dit ook so stil en intiem gaan wees, maak jy 'n fout. Toe die Here se woord daai dag vleuels kry, toe gebeur dit nie in stilte nie. En dit gebeur nie op 'n ordentlike, ordelike manier nie. Dit gebeur so groot, dat niemand dit kan miskyk nie. Soos 'n rukwind wat alles om hom verwoes, soos 'n vuur wat jy nie kan keer nie, onbeheerbaar, onkeerbaar, onstuitbaar. Die ouens wat in Jerusalem was om rustig Pinksterfees te vier, het behoorlik kop gekrap, toe daai koringare rondgewaai word, en 'n hele rustige fees eintlik onderbreek word. En dan kom hierdie ouens, en hulle kan amper nie glo wat hulle sien nie, en een ding wat hulle vasmaak, hierdie ouens moet gesuip wees. Hierdie verskriklike gebeurtenis, hierdie manne wat nou hierdie tale praat, hierdie deurmekaar speel, hierdie ouens het te vroeg begin drink, dis 9 uur die oggend, en kyk net daar. Dit is baie maklik om 'n menslike antwoord te probeer soek op iets wat so groot is. Nee, hierdie ouens was nie dronk nie. Hulle was net getuies van die ware oesfees wat aangebreek het. Hulle was die eerste ontvangers van die Heilige Gees. Die Gees wat hulle deur Christus vasbind aan God en sy woord. En daarom die dag, al die tale, al die vreemde tale wat mense in daardie tyd nie daar gepraat het nie. Want die hele Jerusalem was vol uitlanders, en die Here wou van die begin af weet, elke mens moet weet, dit wat hier gebeur, is vir jou. Is vir jou, is vir jou. Is nie vir 'n uitgesoekte groepe nie, is nie net vir die Jode nie, is vir elkeen. Daarom kan ek en jy vandag hier sit, wat Afrikaans en Engels praat, miskien iets anderster nog, tale wat nie ingesluit was aan die groepie mense wat die Here aanvanklik gevolg het nie. Maar nou wil ek vir jou vra, dink jy die wêreld was gereed vir die oomblik? Dink jy die wêreld was gereed vir die oomblik toe die Heilige Gees op mense neerkom, soos die Here beloof het? Dink jy die wêreld was gereed vir 'n Messias wat soos 'n slaaf lyk? Dink jy die wêreld was gereed vir 'n koning wat net 'n doringkroon opgehad het? Nee. En omdat die wêreld nie gereed was hiervoor, die vinnige veroordeling. Nee wat? Die wyn loop al wyd hier vanoggend vroeg. Seker al van 6 uur af.
Dis nou eers 9:00. Hoor hoe klink die spul. Kyk hoe lyk hulle. Kyk wat gebeur daar. Wat gebeur? Die Here se belofte word waar. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die wêreld. As jy in die Ou Testament gaan lees, gaan jy agterkom, Joël het hierdie oomblik al voorspel. Joël 2, daar sal 'n tyd kom waar God sy Gees sal laat kom oor alle mense. Tot op daardie stadium het die mense in die Ou Testament gelees, was net konings gesalf met die Gees, of voorlopers, of profete, of rigters. Daar sal 'n tyd kom, Joël 2, wat God sy Gees oor almal sal uitstort. Seuns en dogters sal profete wees. Ou mense sal drome droom, jong manne sal visioene sien. En dan staan daar geskryf, God sal sy Gees uitstort selfs op mense wat nie aansien het nie. Ouens sonder krone. Ouens soos ek en jy. Gewone mense. En weet jy wat kom ek agter op hierdie oomblik? God het verskriklik naby gekom. In die Ou Testament het mense gedurig na God gesoek, is dit nie? En selfs toe hulle vir hom 'n tempel gebou het en God teenwoordig was in sy tempel, was daar klomp geen toegangtekens. As jy nie Jood was, mag jy in die buitehof gewees het en dan loop jy jou vas teen 'n toegangteken. As jy 'n vrou was, kon jy kom tot by die voorhof van die tempel en dan was daar vir jou 'n geen toegangteken. As jy 'n man was, kon jy bietjie verder ingang, maar ook het jy geen toegangteken gekry. As jy priester was, kon jy in die tempel rondbeweeg, maar voor die allerheiligste was daar vir jou 'n geen toegangteken. As jy hoëpriester was, kon jy daar ingaan, maar net een keer 'n jaar, as jy vir jou volk versoening bring. In die Ou Testament leer 'n mens, God is groot, almagtig, maar hy was baie keer ver. Die vuurkolom, die wolkkolom, die een in die allerheiligste, waarby niemand kan inkom nie. En dan word God mens. In die Nuwe Testament kom hy nader. Sy naam is Jesus. Jy kan agter hom aanloop. Jy kan van agter af kom en aan sy kleed raak. Jy kan vir hom 'n vraag vra. Jy kan met hom gesels. Jy kan by hom leer. Maar as hy opvaar en hy gee sy Gees, dan kom God baie naby. Dan leef hy nie langs my, voor my, agter my, teen my nie. Ja, daar ook. Dan kom leef hy in my. En dis wat Pinkster sê. Die Here se woord het waar geword. Die Heilige Gees is uitgestort. En God het verskriklik naby gekom. God in my en God deur my. En dis oor hierdie oomblik wat Titus 3 so mooi skryf. Hy sê voor hierdie oomblik, voordat die Here verskyn het, want hy gebruik die woord verskyn aan mekaar. Die Here verskyn oor en oor en oor. Hy verskyn in sy goedheid, hy verskyn in sy verlossing, hy verskyn in sy ontferming en hy verskyn deur sy vernuwende Gees wat oorvloedig uitgestort is. Maar voor die oomblik was dit eintlik nag in ons lewens. Voor hierdie oomblik wat my kom losmaak het, my kom toerus het, my kom vrykoop het ons morsig geleef, sê Titus 3. Daar was woede, daar was haat. Ons was ver van God af. Ons was ongehoorsaam. Ons was onverstandig. Ons het verkeerde paaie gekies. Ons was verslaaf aan begeertes en gedink, niemand gaan ons ooit hieruit kan help nie. Ons was kwaadwillig en jaloers. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar dan verskyn die Here. En baie keer vra 'n mens, wat het die Here kom doen?
En dan gee ouens 'n vinnige antwoord, hy het my kom loskoop deur sy lewe, dis waar. Hy het my bevry deur sy bloed, dis waar. Maar hy het ook gekom om my te vernuwe deur sy gees. Ons vergeet dit baie keer. Die Here het my kom loskoop met sy bloed, maar hy het ook gekom om my voortdurend te vernuwe deur sy gees. Hy het verskyn, sê Paulus vir Titus, om deur hierdie vernuwende gees oorvloedig op jou uitgestort, oorvloedig gegee, jou gedurig nie te maak. Het jy al agtergekom as ons iets beskryf wat vrot was en toe en bedompig en iets niets gebeur, dan sê ons dat 'n vars briesie kom deurwaai. Die dag toe die Here se woorde vleuels kry, is dit toe nie 'n vars briesie nie. Dis 'n rukwind. En gaan jy my verskoon as ek sê, dis 'n heilige tornado. Onkeerbaar en onstopbaar. Wie van julle het al probeer om 'n rukwind te probeer keer? Ek weet ek gebruik die woord probeer 2 keer in daai sin, maar daar's 'n rede. Wie van julle het al probeer? Wie van julle kom van Wellington af? Die ouens daar probeer dit blykbaar gereeld om 'n rukwind te probeer keer. En as jy iets in jou hande het om 'n rukwind te probeer keer, gaan jy iets doen, jy gaan daai ding wat in jou hande het net breek. Want 'n rukwind keer jy nie. En as jy na die Griekse taal toe gaan, wat hierdie rukwind wat gekom het, toe die Heilige Gees uitgestort is, wat hierdie rukwind omskryf, kry jy te doen met 2 woorde. Bios, pneo. Want die Griekse woord vir wind is dieselfde woord vir asem. Wat tref daar die mense toe die Heilige Gees kom? Nie net 'n gewone rukwind nie. 'n heilige lewensasem. En dis wat vir my vanmôre wonderlik is. Dis wat my laat besef. Daai oomblik was die draaipunt van die geskiedenis. En hierdie oomblik word nêrens beskryf in geskiedenisboeke nie. Jy het al agtergekom. Hierdie heilige lewensasem wat mense tref, toe die Here se woorde waar word, gaan kyk enige sekulêre geskiedenisboek. Hierdie oomblik is nie daarin nie. Hierdie naweek vier ons lang naweek, nie omdat dit gebeur het nie, maar omdat die koningin verjaar. En tog was hierdie oomblik die draaipunt van die geskiedenis. Die waterskeidingsoomblik. 'n Waterskeidingsoomblik gebeur wanneer niks ooit weer dieselfde is as voorheen nie. Weet jy wat kry my partykeer onder? Dit vang my onkant. Die feit dat die Here my kies. Ten spyte van alles, tekortkominge, foute, probleme, kortimere, ongeduld, stupidheid, dat die Here my kies om sy onkeerbare lewensasem na die wêreld toe te vat. En ek wil hê, dit moet jou ook vanmôre omkant vang. Op 'n positiewe manier. Ek wil hê dit moet jou weer raak en ruk. Baie keer vra die mense die vraag, het jy al vir die Here gekies? So 'n onnodige vraag. Want die Here het jou lankal gekies. Hy het jou gekies. Maar sy vernuwende gees stel jou in staat, in jou, om daarop te antwoord. En dis wat ek en jy vanmôre herdenk, gedenk, geniet, vier, bely. Die Here het aan my verskyn.
deur sy vernuwende gees, wat ek in oorvloed ontvang het. Die Here se woorde kry vlerke, en niemand kan dit stop nie. En daarom word ek vanoggend saam met jou in dankbaarheid stil. Die probleme kom in wanneer hierdie oomblik jou nie raak nie. Sal baie maklik wees om Pinkster te vier, soos dit ons baie keer Paasfees vier. Dis 'n kuierfees, hemelvaart. Ek neem daarvan kennis. Die dag toe die Here sy Heilige Gees oor mense laat kom, het niemand nie net kennis geneem nie. Almal was oorweldig. Niemand kon dit miskyk nie, niemand kon dit mishoor nie. En van daar af was dinge nooit weer dieselfde nie. Hoe werk hierdie Gees met my? Dit bly 'n vernuwende Gees, is dit nie? Partykeer laat hoor hy my woorde wat ek nie wil hoor nie. Partykeer laat hy gedagtes by my opkom wat ek nie soek nie. Partykeer sê hierdie stem vir my goed wat my nie pas nie. Wat nie vir my lekker is om te hoor nie. Jy kan dit probeer vermy. Jy kan dit probeer doodpraat, jy kan dit probeer doodleef. Maar ons praat hier van 'n rukwind. 'n heilige tornado. En dinge was nooit weer dieselfde nie. Wat het jy vandag in jou? Jy die bios knie oop. Jy die heilige lewensasem. Mag God jou gebruik op wonderlike maniere om hierdie onkeerbare vuur te versprei daar waar jy gaan. Here, neem ek kennis van dit wat gebeur het. Probeer ek dikwels op 'n manier leef wat ek nie kan leef nie. Deur die Heilige Gees is U gedurig met my besig. Deur die Heilige Gees, Here, openbaar U wonderwerke aan my wat anders sien as toevallighede. Deur die Heilige Gees word ek toegerus om goed te kan dra wat andersins te swaar is. Deur die Heilige Gees, Here, kry ek woorde van wysheid as my eie woorde opraak. Deur die Heilige Gees kyk ek verder as my omstandighede wat my nooit gevange kan hou nie. Wat bely ek vanoggend, Here? U het naby gekom. Ek hoef nie te soek na 'n wolkkolom of 'n vuurkolom nie. Ek hoef nie te soek, Here, na spore in die sand as 'n teken dat U eens hier was nie. U leef in my. En U leef deur my. As ek soms wegduins, Here, as ek soms omdraai, as ek myself soms doof hou en blind hou, dankie vir U geduld met my en U genade met my. Op hierdie Pinkster kom gee ek van vooraf weer my lewe, kom gee my gawes, my tekortkominge, my tyd. En ek kom nooi U uit weer eens, Here. Gebruik my lewe tot die eer van U naam. Amen. Ontvang die seën van die Heilige Gees, van God die Vader, van die Seun, en gaan elkeen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen bly en wees. Amen.